na die woord. Ek bid en ek vra dat U met ons sal deel, die woord vir ons sal breek, die gees van die Here dit sal lewend maak in ons binneste. En ons prys en ons loof U daarvoor. Die Bybel leer ons dat die woord is lewe, dit bring lewe. En Here, dit lewe sal losmaak in oor elke persoon se innerlike mens vanmôre. Lewe sal losmaak in elke persoon se uiterlike mens vanmôre. Dat die krag en die heerlikheid van die Heilige Gees die werk sal doen. En Here, die naam waardeur verheerlik en geprys sal word in Jesus Christus se naam. En ons dank en ons prys en ons loof U daarvoor. Na die kinders van die Here sê vanmôre, amen en amen. Jy mag maar sit, dankie. Nou vanmôre, ons tweede deel oor sy beskerming, deel 2, en is ook Psalm 91, deel 2. En ons gaan saam lees vanmôre die woord van Here uit Psalm 91, verse 5 tot 8. 91, 5 tot 8. Kyk op die skerm. Volg my soos ek lees. Kom ons hoor wat die woord sê. Hy sê jy hoef nie. Luister wat hy sê. Jy hoef nie, jy kan maar jy hoef nie. De vrees vir die skrik van die nag. Vir die pyl wat bedags vlieg nie. Vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Verse 7. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Vers 8. Net met jou oë sal jy aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Kom ons lees vers 8. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Kan jy sê amen op die woord vanmôre? Amen, die woord is lewe, né? 'n paar dingetjies wat ons het wil herhaal van verlede week, wat nodig is, belangrike punte, en die heel eerste punt vanmôre wat ek nou weer stil staan, en net dit herhaal wat ons verlede week aan Sondag oor gepraat het, is dat Psalm 91 is 'n psalm van beskerming. Kan ek weer sê, dat Psalm 91 is 'n psalm van beskerming. Want die opskrif in ons Bybel lees, in die beskerming van die Allerhoogste, en lees daar hier gesien, in die beskerming van die Allerhoogste, ons Engelse Bybel praat van the assurance of God's protection. Is dit mooi nie? Afrikaanse Bybel sê die beskerming van die Allerhoogste. Tweede belangrike ding wat ons oor gepraat het verlede week, is dis 'n psalm vir dwellers. Ek het die woord dwellers gebruik, Engelse se woord wat ek gebruik het, wat beteken is 'n psalm vir bewoners en nie vir visitors of besoekers nie. En dan gaan by uitkom hoe ek so sê, 'n dweller is 'n permanente inwoner. It make God's home my home. Maak God se blyplek jou blyplek. Jy kan nie net tyd spandeer in die binnehof nie, jy moet een of ander tyd oorbeweeg ook na die heiligste, die allerheiligste toe. Jy moet tyd saam met ons spandeer, jy moet fellowship met hom, met ander woorde, jy moet hom met hom fellowship, dis die belangrikste, dat ons in plaas van om te bid en haastig te wees om uit te kom daar in ons bidplek, verwag die Here van jou en vir my om met hom te fellowship. Dit is wat ons noem bewoners, mense wat daarvan hou om die teenwoordigheid van God hulle tyd te spandeer. Jy moet tyd saam met ons spandeer, jy moet fellowship met hom, belangrik. Dit is waar ons die woordjie sit en oornag in vers 1 kry. Sit beteken ek kom tot ruste. As ek inkom in sy teenwoordigheid, kom ek tot ruste. Dan eers na tot ruste kom, kan ek oornag of vernag as hy skaduwee. Dis in die Bybel sê. Met ander woorde, ek kan myself verlustig dan, ek kom tot ruste en dan verlustig ek my in sy teenwoordigheid. Ek het fellowship, ek het gemeenskap met hom. En dis wat die Here wil hê, dat hy ons kan bedien,
dat hy ons kan aanraak, dat hy ons kan verkoop, dat hy 'n wonderwerk in ons innerlike mens gaan doen. Mense is juist daar, wanneer ons stil word in sy teenwoordigheid, die Here kan uitreik en ons lewe totaal en al verander. Maar ons is te haastig. Die mens is te haastig. Ons het nog nooit geleer om te wag in die teenwoordigheid van die almagtige God nie. En dis waaroor die Psalm gaan. Die Psalm is geskryf vir die dwellers, die bewoners wat bereid is om hulle tyd te spandeer in die teenwoordigheid van die Here. Nie net mense wat deurbeweeg nie. En jy moet onthou vanmôre, dis 'n belangrike Psalm van beskerming vir elke kind van die Here. Mense, weet jy, ek het vir jare wat ek die Psalm al hardop bid en hardop sê, dis 'n beskermingspsalm en die Here verwag van ons dat wanneer ons tyd spandeer in sy teenwoordigheid, dat hy die res van die Psalm 'n werklikheid sal maak in ons eie lewe. Kan jy sê almal vanmôre? Amen. Hy's baie stil. Luister my pastoor. Derdens belangrike punt is dat ons belydenis is net so belangrik. Ek sal tot die Here sê. Maar ek sal hardop sê. Dit is toch belangrik om die woord hardop te lees. Want lees jy dit sag in jou gedagtes, kan jou gedagtes dwaal. Ek het 'n gewoonte aangekweek, 'n goeie gewoonte is om die woord van die Here hardop te lees. Ek sal tot die Here sê, ek sal verklaar, ek sal bely en verklaar. Wat sal ek verklaar en bely? Eers by toevlug, eers by bergvesting, my God op wie ek vertrou. Sien, die vertroue is die sleutel. Kom nou mense. Ek kan alleen net iemand vertrou as ek daai persoon ken. Ek kan nie 'n vreemdeling vertrou nie. Kom nou. Ek kan nie iemand vertrou wat ek nie ken nie. Maar as ek 'n verhouding met daai persoon het, en ek weet dat Jesus daar vir my is, dat die woord sê, hy sal my nooit begewe of verlaat nie. Hy sal my nooit een kant toe skuif nie. Hy sal nooit my wegstoot nie. Kan ek hom vertrou, en die oomblik kan ek hom vertrou, weet ek, hy's daar, en weet ek, hy sal doen wat sy woord sê moet doen. Vertroue is die sleutel. Jy vertrou alleen iemand as die persoon goed ken. So, ons verhouding met Jesus is belangrik. As ek 'n verhouding met hom het, sal ek die Here ook vertrou. Dit is so maklik, mense. As ek nie 'n verhouding met hom het, gaan ek sukkel om die Here te vertrou. As hy sê, gaan dit doen, dan gaan hy dit doen. Ek moet hom net kan vertrou. Nie twyfel oor dit nie. Sy woord is ja en amen, wat beteken sy woord kan nooit ledig terugkeer nie. Sy woord doen wat hy behaag, wat hy spreek, doen sy woord. So ek moet vertrou dat dit wat sy woord sê, vir my 'n werklikheid sal word. So my vertroue is in hom en in sy woord, want sy woord in hom kan jy nooit skei nie. Belangrik om dit te onthou. Eers by toevlug, eers by bergvesting, my God op wie ek vertrou. Nie op die arm van die vlees nie, nie op mense nie op niks anders nie. My vertrou is in die Here, dat hy my sal gesond hou. My vertrou is in die Here, dat hy sal voorsien aan my behoeftes. My vertrou is in die Here, dat hy my sal beskerm. My vertrou is in die Here, dat hy 'n pad saam met my sal stap elke dag. Dis waar my vertrou is. Ek sê altyd, Here, ek vertrou my familie toe die sorg. Hoekom kan ek my familie toe vertrou in sy sorg? Want ek weet hy sal ons beskerm. Hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Amen. Kom ons sê dankie vir Jesus vanmôre. Belangrik. Vierde belangrike punt wat ons oor gepraat het, is dat ons moet ons oë afhaal van die mense en ons oë fokus op hom. Petrus het gesit toe hy kyk na die golwe. Die oomblik toe hy sy oë afhaal van die Here af en hy kyk na die probleem, het hy gesink. As ons oë afhaal van die woord en afhaal van Psalm 91 en ons glo wat die woord sê nie, miskien vir sekere mense, dan gaan ons sink. Ons oë moet gefestig bly op hom. Waar hy gaan,
wat hy sê, wat hy doen met ons vat vir onsself en glo, dit kan 'n werklikheid word in ons eie realiteit. Stem saam met my vanmôre. In ons geleesde gedeelte vanmôre vind ons 4 dinge waarvan ons nie hoef te vrees nie. Nou vrees sê ek is altyd dis die geloof van die duiwel, né? Vers 5 sê ek hoef nie. Ek kan as ek wil, maar ek hoef nie. Hoor wat pastoor sê? Ek kan vrees as ek wil, maar God se woord sê ek hoef nie te vrees nie. Wat gaan jy aanvaar? Gaan jy vrees omdat jy wil vrees, of gaan jy vrees want jy nie vrees omdat die woord sê jy moet nie vrees nie? Hy sê ek hoef nie te vrees nie. Hoekom nie? Want die Here is saam met my. Ek hoef nie te vrees nie want hy stap 'n pad saam met my. Ek hoef nie te vrees, hy is altyd hier saam met my. Ek het hoeveel keer by u gesê, as ons dan storms is, al sien en voel jy niks nie, hy's daar saam met jou in jou bootjie. Al stap jy deur daai vinde en dan lyk dinge hoe swaar en onmoontlik jy nooit dat deurstap kom nie, hy is nog altyd deur saam met jou. Al sien jy hom nie, al voel jy hom nie, hierdie moet ons gebruik, dis ons maatstaf. Dis my termostaat, die woord van die Here wat vir my sê dat hy saam met my is elke sekond van die dag. Ek hoef niks te voel en te sien. Hoekom moet ek voel en sien om te glo? Hallo? As jy ongelowig is, soek jy tekens. As jy ongelowig is, wil jy voel en sien. Maar as jy gelowig is wat deur die geloof lewe, dan aanvaar jy God se woord as ja en amen. Ek hoef nie te voel en te sien nie, want die Here se woord sê is ja en amen, en ek glo dit op die einde van die dag, want dit sal tot stand kom in my lewe. En dis so kom die psalmdigter, wat as hy miskien Moses was, kom na en hy sê, daar's 4 dinge waarvoor ons nie hoef te vrees nie. Nommer 1, ek hoef nie te vrees vir die skrik van die nag nie. Nou is interessant. Meeste werke wat gedoen word in die geestesriem word gedoen in nagtyd, tussen 12 en 3. Dis hulle mees aktiefste tyd. So hy praat van die nag, wat ou God se dag begin in die nag en eindig in die dag. Maar ons in die dag begin eindig in die nag. So hy sê, ons hoef nie te vrees vir die skrik van die nag nie. Wat beteken 'n sudden attack? Wat beteken 'n sudden sickness? Ons het al so baie geleer deur dit, dat hy dinge kan losmaak, want jy is op jou swakste en rustydplek wanneer jy slaap. Dis wat hy kom reg in die Bybel praat ons van, dat die saaier uitgegaan in die nag en gaan saad saai. Juis wanneer die mense die daar is, die saaier is nie daar self om te kyk nie, en die diewe kom om te saai, juis in die nag, wanneer almal slaap. So hy kon saai in die nag wanneer ons slaap, en dit kan 'n sudden attack wees, 'n sudden siektes wees, ongeag wat die vyand wil gebruik teen ons, die Here is daar om ons te beskerm, nag en dag. Gaan kyk, jy sê jy gaan lees sy strategie. Kyk hoe hy werk. So hy val ons aan in die nag, hy val ons aan in die dag, hy val ons aan in die minder tydperk, minder dag van die dag. So enige tyd van die dag kan hy ons aanval, hy het nie net 'n spesifieke tyd nie. Maar hy verander sy strategie so, dat dit aanpas by die tye. In die dag gaan jy mos nie sommer vrees nie, kom nou mense, jy gaan mos nie sommer vrees nie, maar as die nag, wanneer alles donker is, alles kraak rondom jou. En as ons donker, jy kan niks sien nie. Ek onthou in die beginjare ons gebid het, soos nou sulke huisie gebid. Daar's geen lig. Geen lig. Ons moes van die huis af deur 'n druiwe prieel loop. Hier vanaf tot daar toe. Jy kan niks sien, jy voel as jy druiwe prieel. Dan moet jy daai deur voel wat jy is in daai donker bidkamer gaan, is 'n sink ding, na alles kraak en jy hoor ons alles. Die sink kraak hier en dit kraak daar, jy bid so met een oog so oop.
bedrieger is nie. So, hy vang jou die nag, en die nag is die tyd waar hy vrees losmaak oor jou lewe. Maar hy val jou die dag, hy val jou aan in die middag, in die middag val hy jou aan, maar hy verander sy strategie. Hy verander sy strategie. En die psalmdigter sê, heel eers wat hy sê, ons hoef nie te vrees vir die skrik van die nag nie. Daai iewers aanval, waar hy seker dinge wil beplan teen ons, moet ons nie voor vrees nie. Hoekom? Want die Here is in beheer. Weet jy mense, ek wil weer 'n keer sê vanaand, luister wat pastoor vanmôre, luister wat pastoor sê, die laaste ding jy wil na kyk in die aand is die belangrikste. Waarna kyk jy die aande, waarna luister die aande? Kyk vir pastoor, want dit wat jy inneem, daar gaan jy van droom in die aand as jy gaan slaap. Of dit 'n grond is wat jy vir jou hom gegee, of jy nou gekyk het of geluister na die woord, wat jouself gaan toemaak onder die bloed afhangende wanneer jy gaan kyk. Dis die belangrikste waarin jy luister en kyk voor jy gaan slaap. Val jou gedagtes met die woord, val jou gedagtes met dinge uit die woord, val jou gedagtes met dinge wat jy kan sien, wat jy opbou, nie afbreek nie. Val jou gedagtes nie met dinge wat jou vrees bevang raak nie, dinge wat jou geloof gelos maak. Moenie na al die dinge kyk nie, want jy gaan daai dinge, wat jy gaan slaap vanaand, is 'n oop deur vir die vyand om ook 'n kans te kry, om sy asblikke leeg te maak in jou lewe. Jy kan nie keer, hoe gaan jy keer as jy slaap? Hoe gaan jy keer as jy slaap? En dis wat hy soek. As jy praat met mekaar, doen die dinge reg, praat positiewe dinge, sodat die nagtydperk waar jy geslaap, jy onder die vleuels van die Here kan inkruip, en om vertrou mee 'n goeie nagrus te gee, want hy kom val mense aan die dag. Dit is sy teiken daar, om mense aan te val, saad te plant, bose offers te bring, wat dit ook al mag wees, om jou aan te val en te probeer jou vernietig. In die oggend as jy opstaan, kan jy verstaan wat gebeur het in die aand nie. Jy's moeg, of jy's nie lekker nie, wat moet die geval mag wees? Moet nie dit doen nie, moet nie vrees vir die skrik van die nag nie. Luister, tweede wat hy van praat, ons hoef ek te vrees, let wat hy ons sê, vir die pyl wat bedags vlieg, daar kom hy weer die dag toe. So hy het nie 'n vasgestelde tyd. Elke sekond van die dag kan jy aanval. As jy deur oop maak, jy aangeval word. Hy sê daar van die pyl wat bedags vlieg nie. En hy praat van giftige pyle. Die duiwel skiet, die Bybel sê, hy skiet vurige pyle af na die kinders van die Here toe. God se wapen is een van die dinge wat hy sê, ons moet die skild van geloof optel. Waarmee ons die vurige pyle van die bose kan uitwis, of doodmaak, of uitblus. Dis deel van die wapenuitrusting. So die pyle wat hy van praat daar nie vir sy, is pyle van die duiwel af. Is pyle wat jou afskiet op kinders van die Here. Dis in die dagtydperk, pyle wat bedags vlieg. Giftige pyle van die vyand, wat ons hoor af te weer met die skild van geloof. As ons die regte wapens gebruik, skild van geloof, dan gaan hy verder, hy sê die derde ene. Ons hoef nie te vrees, luister wat hy sê, van die pes wat in die donker wandel nie. Daai woordjie pes daar beteken dodelike siektes, dodelike pes. Hy praat nie van 'n gewone dingetjie, hy praat van dodelike pes, praat die oorspronklike teks van. Ons moet die vrees selfs vir die dodelike pes, soos ons tyd waar ons deur die COVID-tydperk gegaan het. Hoeveel mense het gevrees vir die COVID-tydperk? Hoeveel mense ons bang hulle gaan die COVID kry? Ja, ons het dit wat ek gevrees het oor my gekom. Verstaan? Ons moet nie toelaat hoe die vrees wat ons vrees dat het oor ons kom nie. Ons moet daai ding kan weerstaan. Maak nie saak watter ding hy gebruik, as jy watter pandemie hy gebruik, wat hy wil uitstuur, wat se virus, wat se kiem, wat ook al mag wees, ons staan vas daarin dat dit nie naby ons sal kom nie. Maak dit deel van jou daaglikse gebed, maak dit deel van jou voor jy gaan slaap in die hande. Sê Here, geen een van die pes sal naby kom nie, geen een van die dodelike siektes sal naby kom nie.
Ons moet, mense as ons niks doen nie, wat gaan ons maak? Wat gaan jy maak? Stil soos 'n zombie dan. Ons moet iets kan doen om dit te keer en kan weghou van ons lewe af. En dis jou werk en my werk. Nie die pastoor se werk nie. Dis jou werk en my werk om self deel te maak, jou gesin te beskerm, jouself te beskerm teen die aanslag van die vyand, deur die Here te vertrou, maar ook vir hy dinge te stop wat op pad is na jou toe. Sê Here, hulle gaan omdraai. Dit gaan nie na my toe kom nie. Here, dit wat hy afskiet na my toe sal omdraai en hulle sal hulle laar tref. Nie my laar nie, sal hulle laar tref. Maak werk daarvan. Moenie sit met gevoude hande en met 'n mond vol tande nie. Iets wat jy doen om my ding te keer. Dis wat hy sê, moenie vrees. Moenie vrees, jy moenie bang wees vir dit nie. Moenie bang wees vir die pylbedags nie, moenie bang wees vir die pes van die donker wandel nie. Hy gaan kom, luister, ons is nie gevrywaar van die dinge nie. Omdat as 'n kind van die Here is ons juis oop vir die dinge. Mense, luister, dodelijke pes. Die laaste wat hy van praat, hy 4 ene daar. Kom en hy skryf na die marg toe, vir die siekte wat op die marg verwoes nie. Siekte wat op die marg verwoes nie. So, wat gebruik jy alles teen ons? Alles. So hy verander sy strategie. Jakkals verander vir sy klere, maar vir sy streke nie, né? Die spreekwoord sê, hy verander sy strategie om aan te pas afhangende waar jy is. As jy wil aanval in die marg, sal jy aanval met siekte in die marg. As jy wil aanval in die aand, sal jy aand dinge gebruik, wat dodelijke pes, al hy sal attack, sal siektes, sal jy op pad langs stuur. Hy sal hy dinge die jy gebruik. En dis hoekom ons moet waaksaam wees, ons moet waak en bid. En seker maak, hy dinge nie ons pad langs kom nie. Hy kyk agter en beskerm ons nag en dag. Dit beteken hy beskerm ons nag tot nag. Is dit nie mooi nie? Net die volgende, nag, God die Vader se dag begin met nag en eindig met dag. Dit is nou net gesê. Maar luister mooi. Vrees roof jou en my van baie dinge. Die oomblik wanneer ons oë op die probleem fokus, ek nou van vertel, is dit 'n probleem en dan voel jy daar die koue vingers van vrees om jou hart vang. Dinge wat jy hoor, dinge wat jy sien, dinge wat jy ervaar, in die nag jou pad langs kom, maak jy saak in die dag jou pad langs kom, verskrikking van die nag, enigiets wat jou pad langs kom, dan vrees losmaak oor jou lewe, en die oomblik wat jy vrees, kan dit 'n opening skep vir die duiwel, moet nie daar die opening vir die duiwel gee nie, moet nie jou 'n puntjie vir hom gee nie, hy val jou aan in die nag, en hier val hy jou gedagtes met 'n klomp dinge wat jy aan oordink, en dis hoekom hy juist dit doen, om jou vasgevang te kry in 'n vorm van vrees. Luister mooi, die pyl wat bedags vlieg, een pyl wat geluk is om te tref. Wat vir my interessant is hier, is dat ek daaroor gepraat al, in dieselfde boodskap jare terug, is dat as jy die pyle kry, baie mense kry, as jy nou geestelik, as jy nou regtig besig met die Here, en jy's 'n bidder, jy's 'n intercessor, en jy wil die Here moet vir jou nuwe dinge doen, jou innerlik verander, en hy moet vir jou groot dinge doen, dan baie keer staan mense op, luister wat pastoor sê, met rugpyn, jy weet nie waar hy rugpyn vandaan kom. Wie wat dit is? Pyle, vurige pyle, wat afgeskiet word, wat jou in die rug tref. Ek het daai een Sondagoggend, ek het nooit weer hier gestap, en ek het daaroor gepraat, en ek is stil gaan staan, en sê, kom ons bid saam, en ek het elke pyl in elke persoon se rug uitgetrek. Ons gaan môre weer doen. Pyle wat uitgetrek word, want hy skryf jy weer rug af, juist wanneer ons nie waak nie, juist wanneer ons rug op omdraai, en ons wil wegvlug van dit af, en 'n ander pad instaan, en skiet hy pyn in jou rug af, en jy kan nie verstaan hoe kom rugpyn eers skielik in jou ongeluk opstaan nie. Dis waar dit vandaan kom. Amen. Ons moet sensitief wees, mense.
Ons moet sensitief wees. Luister mooi. Wapenrusting belangrik. Gebruik jou wapenrusting elke oggend. Bid dit. Trek dit aan. Manifesteer jy dit aantrek. Ek doen dit. Ja, wat ek al begin. Ek begin met die gordel van die waarheid. Ek gaan alles begin by die helm van verlossing. Maak nie saak nie. Maar trek dit aan. Voor jy jou dag begin. Hallo. Maar jy staan op daai oggend, jy gaan die dag in, jy het glad nie jou wapenrusting aangetrek het. Jy's 'n oop skuif vir die duiwel wat hy weet, jy loop in die dag in sonder God se wapenrusting. Dit is belangrik om jou toe te rus in die oggende voor jy uitstap, maar die wapenrusting hier dat jy kan gebruik in die aanslag van die vyand, spesifiek die skild van geloof, want vuurige pyle gaan dit afskiet na jou, ek kan jou waarborg. As jy die skild van geloof deel is van jou wapenrusting hier, gaan jy dit kan uitblus nie. So is belangrik dat die skild van geloof daar is om die vuurige pyle uit te blus van die vyand. Onthou dat die stem wat vir jou sê, jy moet nie vrees nie, is die stem van die Here homself. Wat hiermee sy woord verbind vir die veiligheid van diegene wat onder sy skaduwee bly. Ons is in sy skaduwee in. Nie net vir hulle veiligheid nie, maar vir hulle gemoedsrus ook. Maar as jy weet, as jy die Psalm gebid het, jy weet ek is onder sy skaduwee, het jy daai gemoedsrus. Dat niks kan naby my kom nie. My geestelike pa het altyd gesê, hy kan jou aanraak met 'n 100 voet paal nie. Kan dit naby jou kom nie. Niks sal naby ons kom of ons beskadig nie. Dis omdat ons daai gemoedsrus in ons binne het. Ons is nie bang daarvoor nie, want ons weet die Here is daar om ons te help in die dinge rondom ons te kanselleer en kragteloos te gestel. Ons sal later uitkom by die engele ook, as ons daaroor praat. Dit is belangrik as ons agterkom dat ons het alles tot ons beskikking om ons te beskerm elke dag. Ons klim in ons motorkar, baie keer ons bid nie eers nie. Ons vra nie eens die Here om ons, die engele gaan ons bevel te gee om ons te boet waar op die pad nie. Ons doen niks sulke dinge nie, maar ons wil verwag vir die Here om ons te beskerm, maar ons doen niks van ons kant af om die Here te vra om ons te beskerm nie. Hy weet om ons te beskerm, maar maak jou mond oop en doen iets omtrent dit, en vra vir die Here om jou te beskerm, agter jou te kyk. Luister, die eerste 2 verse van hierdie Psalm is ons sleutel. Eerste 2 verse van Psalm 21 is ons sleutel, en alleen kan dit werk as ons die eerste 2 verse toepas in ons lewe, en ons word oordadig daarvan, kan die ander gedeeltes van Psalm 91 deel word van ons. Ja, mense. As jy wil gaan kyk bietjie, kan slaan na. Hoeveel mense getuienis gebring het oor die beskerming van Psalm 91, waar hulle die Here vertrou het met daai Psalm, waar hulle die Here vertrou het om hulle te beskerm, dat niks kon naby hulle kom nie. Dat die Here sy woord gestand gedoen het, niks kon naby hulle kom nie. Luister. Luister mooi. 5de plek. Kom die psalmdigter, hy sê, al val daar 1000 aan my sy, en 10.000 aan my regterhand, na my toe sal dit nie aankom nie. Net met my ooslik aanskou, en die vergelding van die goddelose sien. Wat sê die gedeelte vir jou en my? Ongeag die getal wat teen ons opstaan. Is dit mooi? Ongeag die getal wat teen jou opstaan. En wat ook al die duiwel wil probeer teen ons, die Here sal ons beskerm teen dit. Al is daar 1000 of al is daar 10.000, niks sal ons skade aan doen nie. Dis nie wonderlik nie. Ongeag wat hy probeer. As jy 'n bewoner in God se almagtige skuilplek is, sal jy veilig wees. Hy die God ons Vader sy toevlug maak, sal hom as 'n toevlug vind. Ons moet die Here ons woonplek maak
deur hom te vertrou en hom te berus. Ons moet rus in hom. En mense, hoeveel keer van ons die woordjie rus? Wat hy bedoel is, wat ons rus in hom, sit ek alles voor hom neer, ek vertrou hom met my laste, ek vertrou met my probleme, ek vertrou met baie dinge, ek los het by sy voete, ek rus in sy teenwoordigheid, en ek weet, wanneer ek rus in sy teenwoordigheid, kan niks daar by my kom nie, niks kan my aanraak nie, ek is by hom, en is al wat saak maak. Deur hom te vertrou en hom te rus. Dit maak nie saak of jy in 'n tent bly, fisies gesproke, of in 'n baksteenhuis fisies gesproke, of jy mure rondom jou eiendom het nie, of jy in 'n paleis bly met poorte en hekke, hy is en bly nog daar om jou te beskerm en veilig te hou elke sekond van die dag. Al wat ons moet maak, ons moet hom vertrou. Mense, al bly in 'n shack, vertrou die Here om jou te beskerm. Vertrou die Here om sy engele gaan na jou bevel te gee, om hulle plek by jou in te neem, rondom jou te trek. Vertrou hom vir dit, en hy soek dit dat ons moet vertrou. Dit maak die Here trots. Kan ek het so stel, hy stoot sy bors uit, want hy weet, dat ons as kinders van die Here, van Aggees Bethel gewete, leef deur die geloof. Dis ons voedsel elke dag, ons kyk nie na die sienlike dinge nie, ons aanvaar die onsienlike, ons weet dit is daar, en dis hoekom ons God loof en aanbid, want hy sal ons beskerm, hy sal ons deurdra, hy sal daar vir ons wees, hy sal sy deel doen, solank ons deel doen. Weet jy, ons wil baie keer die Here moet sy deel doen, maar ons doen niks omtrent dit nie. Ons moet ons deel eers te doen, en dan die res in die hand van die Here oorlaat, en sê, Here, ek vertrou U nou, dat U dit in my lewe sal doen, ons sal deurdra en sal beskerm, reg hierdie week, as jy môreoggend opstaan, sê, Here, dankie vir 'n nuwe dag, met nuwe uitdagings, maar ek vertrou U, dat U ons sal deurdra, my en my gesinnetjie, my familie sal deurdra, U sal 'n pad saam met ons stap, en niks sal laat ons kan kom nie. Yes. Luister, Johannes 1:4 sê die volgende. Julle is uit God, my kinders. Luister wat hy sê, en julle het oorwin. Omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Ja. Daai preek is Shambach, hy's al lank oorlede. Enige preek is lank te verluister te sê, maar die duiwel as hy nou jou kyk, hy kyk jy sien nie jou raak, hy sien die tank raak. Maar weet jy wat in die tank is nie? Hy sien die tank raak, hy weet wat in die tank is nie. So baie is ons kyk, hy weet wie ons is, maar hy sien Jesus Christus raak in ons lewe. Net soos ons die aanval aanskou, soos ons ook kyk na die afrekeningsdag van ons vyand. Afrekeningsdag van ons vyand, want die Bybel sê dit, dat die vyand sal na ons toe aankom met een pad sien ons aanval. Want met 7 paaie sal hy van ons op wegvlug. Sonderlik. Die groot geheim is, dat in die hele Psalm 91 is hardloop na hom. Hy sê, pastoor, hardloop na hom en gaan kruip weg in sy skuilplek en sê vir die Here, hou my styf vas, liewe Jesus, ek nodig U vandag. En dan net soos jy die aanval aanskou, soos ons oorskryf in die afrekeningsdag van ons vyand, want hy is in beheer van ons lewe. Dis al wat saak maak. Niks sal ons kan keer, niks sal ons kan aanval, niks sal daar by ons kom, as ons die Here vertrou nie. Hy sê eers vir Jesus raak, hy sê eers die tank raak, voordat hy ons raak sien. Bly sê amen vanmorgen, mense. Dit is die tank van jou. Amen en amen. Ons gaan volgende aan die laaste gedeelte dink van Psalm 91. Dan gaan ons oorskryf iets anders te toe van oor die beskerming. Maar vanmorgen voor ons aangaan op ons belydenis doen, is jy reg vir dit. Vanmorgen saam met my hart op te sê. Is jy reg? Kom ons hart op saam met my vanmorgen. Ek is bedek deur die bloed van Jesus.
Ek behoort aan Jesus Christus. Geen wapen wat teen my gesmee word, sal voorspoedig wees. Elke plan van die duisternis teen my lewe sal misluk. Die Here is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. Kan jy sê amen op dit? My seëninge is in God se hande. My familie word beskerm. My toekoms is veilig in Christus Jesus. Ek sal my goddelike doel vervul. Ek sal nie sterf vir 'n bepaalde tyd nie. Ek sal al die dae van my lewe wandel in oorwinning, guns en goddelike beskerming. En ek sê almal met dit, sê agter my, ek verklaar dit vanmôre in die magtige naam van Jesus Christus. En ek sê amen daarop. Kom ons sê dankie vir Jesus vanmôre. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Ons glo dit, ons bely dit, ons verklaar dit, dit is ons sin. Vader, dankie. Hierdie kort woord sit ingang gevind in elkeen se hart. Dat die Here vanmôre met hierdie woord in mense se lewens sal werk. Dat ons vanmôre weet ons is uitstap hier, niks kan ons skade aan doen tensy die Here toestemming gee. Die woord sê dat Job was beskerm deur 'n heining wat rondom hom was. En die woord sê dat selfs sy diere besittings binne daai heining was beskerm. En die duiwel moes toestemming kon vra by u om inkomkans te kry. U beskerm ons elke dag en niks kan daardeur kom met die seriële toestemming gee nie. En as daar bloedmuur van beskerming rondom ons is, ons elke dag bid voor Here, kan daar niks inkom nie. Maar die vyand kom, sien wat daar geskryf is, daar staan nou entry, daar staan paas ouer moet verby beweeg, want ons is binne daai beskerming en onder die beskerming van die Almagtige. Dankie vanmôre vir elke wapen tot ons beskikking. Dankie vanmôre ons dit kan toepas en die Here kan vertrou om ons elke dag deur te dra en daar vir ons te wees. Here, ons gaan baie keer die dag en sonder om te bid, sonder om die Here te vertrou, sonder ons volle wapens aan te trek. Help ons vanmôre met elke oggend te doen, voor ons by die huis uitgaan, seker te maak dat die volle wapens, God se volle wapenrusting aan ons is, Here, dat ons dit aangetrek het en dit bely en verklaar het, gemanifesteer het, dat ons weet dat niks wat in die dag gaan gebeur, deur daai armor kan kom en deur daai wapenrusting kan kom nie, want die Here is daar om ons te beskerm teen elke aanslag van die vyand in Jesus Christus se naam. Ons dankie vanmôre daarvoor, ons prys U vanmôre daarvoor, en ons gee die Here al die eer, die lof en die aanbidding in Jesus Christus se naam, en al die kinders van die Here sê, amen, amen vanmôre. Kom ons sê dankie vir Jesus.